Sy gemeente in die plek van die wet vanoggend wil ek graag vir ons lees 'n gebeurtenis wat opgeteken is in Johannes hoofstuk 8 vanaf vers 3 tot en met vers 11. U kan net aandagtig sit en luister. Hierdie gebeurtenis speel af in die tempel. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê: "Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u?" Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê: "Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi." Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gesê: "Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?" "Niemand nie, Here," sê sy. Toe sê Jesus: "Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie." Weet jy, wanneer ons hierdie teks lees, word ons bewus van God se ontsaglike groot genade. Dit is as ons in die skoene van hierdie vrou staan, wat as 'n sondaar voor Jesus verskyn. In sy genade, sy liefde sien ons in die feit dat hy hierdie vrou vrygespreek het, en dat hy ons as sondaars wat voor hom is, ook vryspreek. Maar as ons in die skoene van die skrifgeleerdes, die fariseërs staan, en ons dink ons is reg, en ons wil die oordeel voltrek, of ons wil Jesus probeer uitvang en vasvra, dan staan ons onder sy oordeel, dan loop ons weg, dan is ons nie in die bevoorregte posisie om hierdie uitspraak van hom te hoor, waar hy sê: "Ek oordeel u ook nie, ek doen dit ook nie, gaan maar, moet van nou af nie meer sonde doen nie." As mens mooi hieroor nadink, besef mens ook dat hierdie manne wat weggeloop het, wat waarskynlik in hulle eie hart die oordeel ervaar het, hulle kon maar aangegaan het om hulle sonde te doen. Dis die implikasie van wat hier geskrywe staan. Maar hierdie vrou hoor die waarheid, sy hoor die woorde: "Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie." Jesus verander daardie dag haar lewe en hy plaas haar lewe op 'n pad van heiligmaking, waarin sy saam met die Gees wat in haar woon, gaan ophou om sonde te doen, sodat Christus ten volle in haar menswees, in haar liggaam en gees verheerlik kan word. Mag dit waar wees van elkeen van ons vanoggend. Dat wanneer ons met ons sonde voor Christus verskyn, ons weet ons is nie onder die oordeel van die wêreld nie, maar ons is in die hande van Christus, van die genadige Here, en dat hy ons vryspreek, en dat hy vir ons vra dat ons sal heen gaan en nie meer sonde sal doen nie, en per implikasie daarmee dat ons sal heilig lewe. So gemeente, u kan vanmôre saam met my blaai, Johannes hoofstuk 12, waarvan ons gaan saam lees vers 1 tot en met vers 8. Johannes hoofstuk 12, vers 1 tot 8, bladsy 140 in die Bybel wat ek voor my het. As ons almal die plek het, wil ek vra dat ons net weer eens ons hoofde saam buig. Here, net soos wat ons nou uit die hart uit gesing het, dat u die brood gebreek het, kom ons ook en ons wil vra, Here, mag u woord by elkeen van ons tuis kom,
Wanneer ons vanoggend lees, Here, mag ons deel wees van die gebeure wat hier uitspeel. En in besonder, Here, mag ons duidelik hoor wat U Gees deur Johannes vir ons opgeteken het. Here, maar as ons nie die woord saam met ons vat en daarmee gaan leef tot eer van U nie, dan het dit geen waarde of impak in ons lewens nie. En daarom wil ons vra, Here, mag dit tuis kom en mag dit deel wees van die vrug wat ons daagliks dra tot eer en verheerliking van U en tot uitbreiding van die koninkryk. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ek voel half om vir 'n oomblik net doodstil te bly en vir u te vra, luister net na die reën op die dak. Dit is so mooi. Dit is so mooi as dit so rustig is. Ek wil graag met u deel vanoggend uit Johannes uit. Die rede hoekom ons dit gaan saam lees is, dis die gebeurtenisse wat afgespeel het voor die Paastyd in Jerusalem. En ons is ook in hierdie tyd van ons kerkjaar net voor Paastyd. En dis 'n besondere gebeure wat hier afspeel. Ek dink alles wat voor dit geskryf is en alles wat na dit geskryf is, dra by om hierdie teks vir ons uit te lê. Nou, ek wil vir u sê, u gaan nie vanoggend hierdie, ek weet nie wat 'n woord om te gebruik nie, u gaan nie hierdie magiese insigte of nuwe gedagtes en idees ontmoet nie. U gaan vanoggend net hoor wat staan hier geskryf en wat potensieel daar gebeur het. Maar die groot impak van hierdie teks is, en dit is waarna ons moet luister en wat ons moet beoefen is, wat is my verhouding met die Here? Wat is my siening oor Jesus Christus? En hoe leef ek dit uit? Hoe reageer ek op Jesus se teenwoordigheid? En hierdie teks daag ons verskriklik uit. So ek gaan nou so 'n bietjie meer met u deel oor hierdie gedagtes. Johannes 12 vanaf vers 1 skrywe Johannes vir ons die volgende. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Ons lees net tot sover. Ek dink hierdie laaste vers is een van die dele met die grootste impak wat daaroor gaan. Ons verstaan dat Jesus gekruisig gaan word, maar in besonder dat hulle sou weet, hulle moet hierdie oomblik wat hulle saam met Jesus is, moet hulle 100% benut. Nou dit blyk as mens die teks lees, dat nie almal hierdie oomblik dieselfde benut het nie. Almal was om verskeie redes saam met Jesus. Ek wil graag net vir julle 'n paar van hierdie goed wat hier neergeskryf is, wat mense nie sommer net dadelik raak sien nie, net so 'n bietjie uitlig, sodat ons mooi verstaan en sien wat hier gebeur en waarskynlik wat die rede is hoekom Johannes hierdie teks op hierdie manier geskryf het. Ek aanvaar die ander disippels was ook saam gewees daardie dag, maar Johannes kies om Lazarus uit te lig, Martha in die verbygaan te noem, bietjie in deeglikheid te praat oor Maria en in bietjie deeglikheid te praat oor Judas Iskariot. Hierdie teks vergelyk 'n paar persone met mekaar.
vir ons 'n paar gedagtes te deel wat op die tafel gebring moet word waarna ons moet kyk. Ons sien dat Lazarus en Jesus se verhaal in hierdie teks met mekaar vergelyk word, of die een dra by om die ander een oop te breek vir ons. En dan sien ons dat Maria en Judas se lewe en sy reaksie en sy optrede gekontrasteer word met mekaar. En dit is in daardie vergelykings wat getref word, wat die boodskap uit hierdie teks uit begin groei. Die van die wat Lazarus se storie ken, sal onthou in hoofstuk 11, Lazarus siek geword en Lazarus het dood gegaan. Hy is begrawe, 3 dae, 4 dae in die graf gewees. Toe kom Jesus en toe Jesus verskyn, toe sê hy Lazarus kom uit en toe staan Lazarus uit die dood uit op. So Lazarus is opgewek. As ons die einde van hierdie teksgedeelte na kyk, dan sien ons dat Jesus praat oor sy dood wat op pad is. En Johannes is besig om ons as lesers voor te berei vir dit wat gaan gebeur vorentoe. En dit is dat Jesus nou uit die dood uit gaan opstaan. So dis die vergelyking tussen Lazarus en tussen Jesus. Maar dan is daar ook 'n vergelyking wat gemaak word tussen Maria en Judas Iskariot. En ek wil dit in 'n neutedop opsom. Maria het gekyk, hoeveel kan sy vir Jesus gee? Net die beste, net die meeste. Judas het gekyk, wat kan ek maak uit Jesus uit? Kom ons sê dit in boere-Afrikaans. Maria het gesê, ek gaan kyk hoeveel van my geld kan ek spandeer op Jesus. Judas het gesê, ek gaan kyk hoeveel wins kan ek maak uit hierdie situasie uit. Daar hoor ons al klaar duidelik 'n verskil in motiewe. Ek wil graag so 'n bietjie dieper ingaan in hierdie teks. As ons dit nou raak sien, moet ons die volgende begin beleef. Hoekom word Lazarus genoem? Hoekom word daar gesê dat Lazarus by Jesus aan tafel sit? Dit word nie van Judas gesê nie. Ons vind Martha is besig om kos te maak, Maria is by Jesus se voete. Judas sit seker ook aan die tafel, of hy het opgespring, want hy het hom vererg seker oor die situasie. Maar Lazarus sit by die tafel. Ek wil vir julle so 'n paar goed net sê, dat ons die konteks kan begin verstaan. Nie almal wat saam met Jesus aan tafel sit, reageer dieselfde nie. Nie almal wat saam met Jesus aan die tafel sit, het dieselfde motiewe in die hart nie. Nie almal wat Jesus volg, het dieselfde motiewe nie. Nie almal wat Jesus volg, word gered nie. Hoor jy wat ek vir julle sê? Nie almal wat Jesus volg, word gered nie. Slegs die wat in hom glo. Slegs die wat in hom glo. En as hierdie onderskeid wat gemaak word tussen hierdie mense wat hier genoem word, waarmee ons gekonfronteer word. Ons is almal volgelinge van Jesus Christus en ek hoop regtig dat ons almal gelowiges is. Ons glo in Christus, die Seun van God. Ons glo in die saak van Jesus Christus se verlossing vir hierdie wêreld. Dis nie per implikasie waar van elke persoon wat saam met Jesus daardie dag aan tafel kom sit het nie. Dis nie waar van elke persoon wat hom gevolg het nie. So kom ons hoor dit. Dis asof daar so lig in hierdie teks binne in 'n mens se hart inkom wat op jou hart skyn en vir jou vra, wat is jou motiewe? Wat is die rede hoekom jy Jesus volg? Wat is die rede hoekom jy saam met Jesus aan tafel kom sit? Nou Johannes gebruik 'n paar beelde en 'n paar goed wat hy hier noem om hierdie ding wat hy wil sê op te blaas, sodat ons mooi kan verstaan wat hier aan die gang is. Ek wil vir u lees net die volgende stukkie. Hoekom Lazarus genoem is en hoekom hy daar aan tafel sit. Wat verteenwoordig hy? Wat wil Johannes sê met Lazarus? Af van vers 9 af. Baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is en hy daarheen gekom, nie net ter wille van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus te sien wat hy uit die dood uit opgewek het. Lazarus verteenwoordig 'n trekpleister vir die Jode. Dis wat Johannes hier skryf op 'n manier. Die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop en in hom geglo het. Lazarus verteenwoordig in hierdie konteks as te ware die sendingveld, getuienis
Lazarus is die een wat hulle wil doodmaak omdat hy getuig het oor Jesus Christus en mense Jesus begin volg het. Waar staan ek, waar staan u? As ons nou vanoggend in hierdie verhaal ingeskryf moet word, gaan ons naam dalk Lazarus wees. Die een wat gesterf het en wat deur Jesus Christus opgewek is. Iemand wat Christus verkondig, wat mense trek na Jesus toe. Iemand wat dit kom verteenwoordig. Lazarus sê nie 'n woord nie, hy doen niks. Hy sit net aan die tafel. En sy teenwoordigheid hou vir die donker wêreld 'n bedreiging in. Want hy het die verlossing van Jesus Christus eerstehands ervaar. Kom ons sê dit mooi, hy was in die doderyk en hy's opgewek in die koninkryk in die lig in die lewe in. Hy het eerstehands ervaring van Jesus Christus en hy getuig daarvan. Volgende persoon wat ons van lees, ons gaan so vinnig oor Martha, sy word net genoem en ons weet Martha was 'n bedrywige vrou. Sy was die een wat altyd arbeid gedoen het. Sy maak die kos reg vir Jesus. Daar word niks oor haar gesê nie, so ons aanvaar dit wat sy gedoen het, het sy uit liefde vir die Here. Sy het vir hom kos gemaak. Dis haar bediening. Maar daar word nie veel oor haar gesê nie, so ek gaan nie uitbrei oor haar in hierdie konteks nie, want dan gaan ek droog maak. Ek wil met u praat oor Maria. En Maria was 'n wonderlike vrou. Sy is die een wat altyd die lewe bepeins. As Jesus daar by Lazarus in Betanië kom waar hy dood is Maria die een wat in die huis bly. Martha is die een wat uithardloop. Sy dink diep na oor goed. Sy is die een wat tyd probeer spandeer saam met die Here op 'n geestelike vlak. Maria is die een wat in hierdie skrywe 'n duur fles nardusolie op Jesus se voete uitgiet en dit met haar hare afdroog. En dan is die hele vertrek waar hulle eet met parfuum, met 'n wonderlike reuk deurtrek. Ek wil net so 'n bietjie inbring by wat hierdie vrou gedoen het. En ek gaan nou maar die koste van wat hierdie parfuum was vir ons bietjie opbreek. Dat ons verstaan wat het sy gemaak. Judas het haar beskuldig daarvan, ons sal nou oor Judas se beskuldiging praat. Maar Judas sê, hierdie nardusolie kon ons vir 300 denari, hier staan silwermuntstukke, maar 300 denari kon ons hierdie parfuum voor verkoop het. 1 denari is $8 werd. Dis 'n half liter wat sy by haar het. 300 denari werk uit op R45.792,88. Half liter nardusolie. R45.792,88. Ek wil vir my kop afraak. Nou Lie, neem my nie idees kry nie. Ek gaan nie vir jou sulke parfuum koop nie. Ek vra my vrou gisterand, toe ons pas getroud is, het ek gewoonlik vir haar Red Door gekoop. Sy sê 'n botteltjie van 150 ml waarskynlik kos nou R600. Ek gaan net vir 'n paar botteltjies kan koop. Ek gaan nie, ek sê eerder vir my vrou, ek is baie lief vir jou, maar hoorie wat het Maria gedoen? Ek wil nie dieper invat, want dit is iets waaroor die kommentare nie oor praat nie. En ek voel hulle moet. Hoekom het Maria R45.000 se nardusolie, 1/2 liter by haar gehad? Hoekom nie 1 liter nie? En hoekom het sy sulke duur nardusolie gehad? Hoekom het sy nie ander parfuum gehad? Wat is die rede daarvoor? As ek so 'n bietjie teruggaan in die Bybel en ek lees as iemand doodgaan, wat hulle gedoen het. Hulle het 'n baie spesiale resep gehad, wat hulle die oorledene se liggame nie gebalsem het nie, die Jode het dit anders gedoen. Hulle het kruie, speserye en allerlei goed gemeng en dit op doeke gesmeer, en dan het hulle die liggaam toegerol met dit, sodat die ontbindingsreuk nie die omgewing versteur nie. Hoekom het Maria so baie nardusolie gehad? Daai nardusolie was die helfte wat uit is, aanvaar ek was bedoel vir Lazarus se begrafnis. Ek sal R45.000 plus spandeer om my geliefde te begrawe. Dis nou hoe dinge werk en ons kan so 'n bietjie aanklink vind daarbey.
Interessant is, Maria het nie die ander half liter nodig gehad nie. As jy bietjie die kulture bestudeer, sal jy agterkom dat mense teruggaan na die graf toe en gaan seker maak alles is reg. So die ander helfte van daai nardesolie was waarskynlik bedoel om die rouproses en die reiniging van die liggaam en al hierdie goed klaar te maak. Sy het nie daai half liter nodig gehad nie. Hoekom nie? Want die een wat dit nodig gehad het, die een vir wie sy dit gekoop het, haar broer, sit saam met Jesus aan tafel. Hy het opgestaan uit die dood uit. Dit wat sy vir haar broer voorberei het, gebruik sy nou vir Jesus en sy doen dieselfde. As hy Jesus se voete salf met daardie olie, berei sy hom, dis wat Jesus sê, berei sy hom voor vir die graf. Maar sy gee letterlik alles wat sy het. Alles wat sy het, gee sy. Sy stort haar hart uit vir Jesus. Ons leer iets van 'n persoon wat 'n getroue hart het, wat bereid is om jou rykdom, dit wat jy het, dit wat jy eintlik vir iemand anders bedoel het, om dit prys te gee. En om die waarde van Jesus raak te sien. Die koste van hierdie nardesolie staan in kontras met die prys wat Judas vir Jesus gevra het. Vir Maria is Jesus 300 denarius werd, plus, né? Sy gee haar hele hart, sy gee alles. Judas verraai Jesus vir 30. Dit sou wees 4.500 rand, as my wiskunde nou swak, maar dit sou 4.500 rand wees. Dis wat Jesus vir Judas werd was. Nou dit bring ons nou in Judas se storie in. Wat is aan die gang met hierdie disipel wat Jesus geroep het? Het Jesus dan nou nie geweet, hierdie man is 'n skelm nie? Hoekom het hy hom geroep? Ek dink daar's verskillende menings wat 'n mens kan gee, maar Jesus moes iemand kies wat hom gaan verraai. Maar Jesus het hom altyd 'n kans gegee om reg te maak. Hier het Judas die geleentheid om sy hart teenoor Jesus reg te maak. Maar wat doen Judas? Hy vat die goedheid van Maria se hart aan en hy sê, hoorie, kom ons verkoop hierdie parfuum vir 300 denarii, sodat ons die armers, die behoeftiges daarmee kan versorg en daarmee kan bedien. Hy doen iets wat Matteus vir ons vertel in Matteus 23 vers 23 is Jesus aan die woord. Ek gaan dit sommer in my eie woorde net daar die hele konteks vir die opsom. Hy sê vir die fariseërs en die skrifgeleerdes daar, julle sê hierdie offer is korban. En dan gee julle nie die offer vir julle vrouens of kinders of familie wat dit nodig het nie. Korban beteken dat ons sê hierdie offer, hierdie geld van my is afgesonder vir die tempel. Kom ons gaan mooi in wat Jesus sê. Jesus sê, julle laat die barmhartigheid, die versorging van julle eie ouers en julle familie laat julle na, want julle sê hierdie geld is heilig vir God afgesonder, dit moet tempel toe kom. En wat doen julle met daai geld? Julle steel dit. Die motiewe van julle harte is nie reg nie, die motiewe van julle harte is verkeerd. Die woord sê God verwag allereers barmhartigheid. Barmhartigheid, liefde, genade, al hierdie goed, dis wat God van ons verwag. Verwag nie van ons die geld nie. Dis waar Judas se hart is. Judas se hart is nie by die barmhartigheid nie, alhoewel hy dit sê. Dis so 'n soet karamel sousie wat hy oor sy woorde gooi, sodat niemand sien waarmee hy besig is nie. Maar Johannes het geweet, ek weet nie wanneer het hy dit uitgevind nie, maar hy skryf en hy sê dat Judas is 'n man wat sy hand diep in die sak gehad het. Hy het homself gehelp uit hierdie winste wat gemaak sou word uit hierdie nardesolie uit. Judas verteenwoordig 'n misleidende hart. Iemand wat motiewe het in die rede hoekom hy Jesus Christus volg. Judas het natuurlik, toe hy hierdie meester volg en hy sien hoeveel volgelinge Jesus bymekaar maak, het hy 'n gaping, 'n besigheidsgaping gesien.
En omdat sy hart so verdraai was, het hy hierdie besigheidskaping aangegryp. En op die ouende het hierdie gierigheid van hom die Here se dood gekos. Hy is die een wat Jesus verraai het omdat hy gierig is. Hy wil geld maak uit Jesus uit. Is nie reg nie. Is nie reg nie. Nou Johannes plaas hierdie mense vir ons so een vir een rondom die tafel. Vertel vir ons wat in hulle lewens aangaan en hy doen dit meesterlik. Sodat ons onsself kan evalueer, dat die lig van Christus, die lig van die Gees, in ons harte kan skyn en ons onsself kan raak sien. Nou, ek wil hierdie vraag oor wat is my en jou motiewe, wil ek vir niemand antwoord nie, is nie my plek om dit te doen nie. Ons elkeen moet antwoord toon in die Gees van God. En sê, waar staan ek? Wat is my motiewe? Wat is die redes hoekom ek Jesus Christus volg? Maar ek is op 'n plek in my lewe waar ek vir u gaan sê hoekom ek Jesus Christus volg. Ek kan nie anders nie. Ek is lief vir hom. Want hy het my eerste lief gehad toe ek nog 'n sondaar was. Die verskriklikste goed bedink het in my lewe, die verskriklikste goed begin doen het in my lewe, het Jesus se genade oor my geskyn en het my gered. En daai genade van God kan my hart nie teenskop nie. Ek wil dit op 'n ander manier sê. Sê gereeld vir mense, weet jy wat, iemand wat sonde doen, ek kan nie so 'n persoon veroordeel vir daardie sonde nie, want ek weet wat het Jesus vir my gedoen. 'n Hart wat gewond is 'n hart wat kan lief hê. Ek dink Lazarus sy liggaam was gewond, hy het geleer om Jesus lief te hê. Maria se hart was gewond, maar haar hart is genees die dag toe Jesus haar broer uit die dood uit opgewek het. Judas is gewond, maar hy het uit frustrasie en gierigheid het hy begin om ander mense rondom hom te wond. Daar's nie plek vir Judas aan die nagmaalstafel by Jesus Christus nie. Ek sê dit nou so bietjie verkeerd, maar ek wil net die punt oordra. Toe Jesus aan die tafel gesit het en hy gepraat het, die een wat sy hand saam met my in die skottel gaan steek, toe is dit Judas. En toe Jesus vir hom sê, jy moet vinnig doen wat jy moet gaan doen, toe spring hy op en hy hardloop weg. Judas kon 'n besluit gemaak het om Jesus nie te verraai nie. Maar goed, ek dink ons moet daarin gaan nie, want dit gaan ingewikkeld raak. Christus moes gekruisig word. Maar hier in hierdie oomblik word ons gekonfronteer met wat is my motiewe, wat is my aandeel in die wêreldse siening van wie Jesus Christus is. As Judas Jesus erken het as die verlosser, sou dinge waarskynlik anders uitgedraai het. Dan sou daar iemand anders op die tafel verskyn het. Maar is die begeerte in my en jou hart om nie daardie Judas te wees nie, maar om dalk eerder in Lazarus se skoene te staan, Martha se skoene om besig te wees, of Maria se? Nou Jesus sê van Maria, en ek gaan dit nou op my manier verduidelik, Maria het die beste ding gekies om te doen. Jy sal onthou, ons sal eendag daarna kyk, net die volgende hoofstuk, hoofstuk 13, was Jesus die disippels se voete. Maria se voete is net voor dit. Voete was nie bedoel vir geestelike leiers of vir mense met 'n posisie nie. Maria het 'n posisie, sy's in 'n huis. Sy's een wat kos gee. Die werk om voete te was die van slawe gewees. Is die van mense, as jy ver gereis het, en jy het by die huis gekom waar jy vir ete genooi is, dan het hulle jou voete gewas waar jy by die huis ingekom het, en dit was die slawe se werk gewees om te doen. Ek gaan nou nie te veel vra, hoekom het Maria nie slawe of werkers gehad nie, ek dink haar hart was so goed, sy het hulle nie nodig gehad nie. Maar sy doen die werk wat 'n deurwag of 'n slaaf moes gedoen het.
Mens begin as jy die kultuur begin verstaan, sien jy iets van 'n nederige, passievolle hart, wat net lief is. Maria word hier geteken as die plek en die persoon waar ons as mense se harte moet wees. Om ons eie status, om ons eie lewe op sy te sit, sodat ons die tyd wat ons saam met Jesus het, 100% kan benut. Dis wat sy gedoen het. Hier staan nie dat sy gepraat het nie, niks nie, sy het net gegee. Sy het haar hart in 'n daad uitgestort, dis wat sy gedoen het. En is dit nie maar wat ons as gelowiges moet doen nie? Ons moet ons hart in 'n daad van liefde uitstort teenoor ons Here Jesus Christus. En as dit ons beskore is deur die krag van die Gees, nie net momente in ons lewe dit doen nie, maar elke oomblik van ons lewe. Nou, ons almal worstel seker met hierdie goed wat ek nou hier vir u verduidelik het. Ons staan nie altyd op dieselfde plek nie. Ons beweeg dalk so 'n bietjie rond in ons gemoed en in ons gedagtes. Maar mag dit so wees dat ons altyd daarmee gekonfronteerd sal wees oor wat is my motiewe, hoekom volg ek Jesus Christus en wat doen ek met hierdie motief in my hart? En die gedagte is dat ons motief moet wees om alles prys te gee vir Christus. Dit wat vir ons baie werd is, om dit in diens van Christus te stel. Om God se wil en God se plan raak te sien. Ek wil nou vir iets sê wat as 'n mens nou baie gaan lees, gaan jy dit bymekaar kan bring. Petrus het Jesus verloon. Dis 'n man wat naby Jesus geleef het. Inteendeel as vir hom gevra, vir die disippels gevra, wie sê julle is ek? Petrus was die een wat bely het, hy is die seun van God, die lewendige Here. Maar Petrus is ook die een wat toe Jesus gevang word, spore gemaak het, uit die stof laat staan soos hy gehardloop het. Gaan wegkruip het langs 'n vuur, met die hoop dat niemand hom gaan herken nie. Petrus kon nie sien wie Jesus is nie. Jesus het hom vir op 'n stadium vir hom gesê, Satan, gaan weg van my af. Jy doen nie wat die wil van God is nie. En hier kom Maria, vrou wat nie 'n woord sê nie. Sy stort alles uit vir Christus. En wat doen sy in hierdie teks? Sy sien God se plan raak. Sy salf Jesus vir sy dood. Dis waaroor Jesus praat, dis wat hy vir ons uitlê. Maria kan sien wat Petrus nie kon sien nie. In haar stilte het sy 'n ongelooflike diep verhouding met die Here Jesus Christus. As ons hierdie goed begin sien, dan begin ons verstaan waar 'n mens se verhouding met Jesus Christus moet wees. So mag ons dit vanoggend ter harte neem. Mag elkeen van ons antwoord aan tafel saam met Christus. En mag dit so wees dat ons deur die krag van die Gees lewe vir Jesus met alles wat ons het, net in oorgawe. Kom ons sit so in ons buigiehoofde saam. Here Jesus, ons sit vandag vir 'n oomblik saam met Lazarus, Martha, Maria en Judas Iskariot aan tafel. En soos Lazarus getuienis was, Here, wil ons ook getuienis wees wat mense trek na U toe, tot geloof in U. Here, soos Martha wil ons ook besig wees om te dien. En soos Maria, Here, wil ons graag net by U voete sit. Ons wil U voete was, Here, omdat ons U juis as ons meester en as ons Here sien. Ons wil U voete was, Here, omdat
die pad wat hier op die aarde kom loop het nie 'n gemaklike pad was nie. En juis u lewe kom prysgee het vir ons, sodat ons gered kan word. Maar Here, ons kom vra ook, dat u vir ons die wysheid en die insig sal gee in ons eie motiewe in ons harte, sodat ons nie die weg van Judas sal stap nie, maar dat ons die weg van geloof, van diens en van getuienis sal loop. En Here, ons besef dat ons dit nie uit onsself kan doen nie, en daarom wil ons vra, mag die Gees ook in elkeen van ons werk, soos wat u in Lukas, Martha en Maria se lewens gewerk het. En mag ons ook regtig, Here, net die tyd wat ons saam met u het, mag ons dit 100% benut, sodat die verhouding waarin ons met u leef, volle gestalte sal kry, en u daardeur verheerlik sal word. Aan u, Here Jesus Christus, bring ons toe al die lof, die eer en die heerlikheid uit die diepte van ons harte. Amen. Geliefdes, elkeen wat vandag by die voete van Jesus sit, is geseënd. Mag ons met dit in ons hart uitgaan en leef. Amen.